Welkom by die 6de dag van ons spesiale week van gebedsreeks. Gister is ons aangemoedig dat God 'n voorkeur het vir klein beginne en dat die mosterdsaadjies wat ons plant kan uitgroei tot bome wat skuilings bied aan ander. Lees of evangelis Rosaline Moabelo deel nou 'n getuienis van die vreugde wat in sending gevind word. Dag sê vriende, ek groet julle elke in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Amen. 'n paar weke gelede kom 'n dame na my toe en sy vra van my vir boeke, veral 'n boek vir haar seun wat 22 jaar oud is. En ek sit 'n boek vir haar seun eenkant en ek dink laat ek vir haar ook 'n boek gee. Want soms sy lyk of sy te neergedruk is. Sy is nie so gesond nie. En ek stel die body vir haar en my Bible New vir haar seun. En nou onlangs vra ek vir haar, en toe, hoe geniet jy die boeke? Sy sê, weet jy wat? My Bible New, ek lees dit. Ek sê vir haar, maar dit was vir jou seun. Sy sê nee, ek lees dit en ek dink dit was vir my bedoel. Sy sê sy is so verbaas want die boek was jare gelede gepubliseer en geskryf 1951. Sy sê hoe het die skrywer geweet wat vandag in hierdie era van 2000 en 2026 gaan gebeur. Sy sê want die meeste van die goed wat hy geskryf het maak sin en dit gebeur en sy sê dit is net so 'n wonderlike boek. As ons kyk na die temas, dit sê die boek for our time. What is the Bible? Which version is best? Supreme lawgiver, eternal lover. You may be a new person. You may open the windows of heaven. How did evil begin? How will evil end? What happens when someone dies? Which is God's day? En dit is 'n paar van die onderwerpe in hierdie boek. En ek het altyd gevoel dat ek moet uittrek na hierdie dame. Eendag toe sê sy vir my, haar ouma was as 7-dag Adventist en sy het altyd met haar ouma kerk toe gegaan. En ek het altyd gebid en gesê, liewe Jesus, help vir my dat ek op die regte manier kan uitreik na hierdie dame. Dat sy nie verlore moet gaan. Eendag het die Jesus 'n saadjie was geplaas deur haar, was geplant deur haar ouma. En deesdae is ek baie meer in kontak met haar en ek sê, liewe Jesus, gebruik vir my. Gebruik vir my om uit te reik na hierdie dogter van U, dat sy die waarheid kan aanneem. En ek kan sien dat daar is lig in die tonnel. Ek kan sien dat sy maak oop en dat sy nader na die Here toe beweeg. So ek vra vir voorbidde. Haar naam is Agnes en ek bid dat U vir Agnes in haar familie sal seën en dat hulle deel kan wees van ons as Jesus se kinders. En dan weer eens wil ek net dankie sê, liewe vriende, U is die wonderlikste mense wat die Here in my lewe gebring het. Ek is so dankbaar vir U en dat U altyd so instaan in gebed. As ek gebedsversoeke plaas, U bid saam met my vir daai gebedsversoeke en die Here kom wonderlik deur. Baie van die gebedsversoeke het die Here alreeds beantwoord. Moenie ophou om te bid saam met my as ek vra dat U moet intree nie. Die een dogtertjie, die 6 maande oud dogter, die eerste dogtertjie van die hartoperasie Kendall. Haar ma is 'n siektelike ma en haar ma was gebore met 'n hartdefek.
So toe Kendall nog gebore is en toe het sy ook nou hierdie hartdefek. En hulle het nie gedink dat hierdie kind 'n dag of 2 gaan leef nie. Maar daardie tyd van die geboorte het ek op die gebedsgroepie gesit. Op 'n gebed vir Stacy en haar dogter Kendall. En die Here het hulle wonderlik deurgedra. En later in tyd het die dokter gesien dat daai kleintjie het 'n operasie nodig. En dit is 'n lewensbedreigende prosedure. En weer eens het ek dit op die groep gesit. Bid vir Kendall. En so het ons almal saam gebid en die ouma, hulle het 'n begrafnis beplan vir hierdie kleintjie want hulle het gesien dat hierdie kleintjie gaan dit nie maak nie. Maar weer eens het die Here deurgekom. Die Here het Kendall kom aanraak. Kendall was geopereer, haar hart was geopereer, die gedeelte wat moes verander word, was verander en Kendall was ontslaan. Baie dankie, liewe vriende, vir wat u so in die gap staan. As daar 'n oproep kom, nie net vir my gebed nie, maar vir ander se gebed. Dit is ook die Here is goed en die Here antwoord. Nie lang gelede nie het ek gebed gevra vir Rendel, my seun. Hy was kritiek. Die dokter het vir hom gesê dat jy is besig om dood te gaan. Hulle het hom vir 'n hele tyd met verkeerde medikasie behandel. En toe hy nou eintlik toegelaat word, toe is hy so siek. 'n normale infeksietelling is van 5 tot 20. Van 20 af dan is jy nou siek, regtig siek. En dan 220, dit was sy telling. So dan het jy septisemie in jou bloed. En hy sê vir my, hy het gesien hoe die lewe uit sy liggaam uitgaan. En hy sê, in daardie tyd het die duiwel hom kom aanval. En hy sê, hy het begin te sing, gesange sing. En dit is daardie tyd wat ek gesien het dat my kind gaan dit nie maak nie. En ek het die Here aangeroep en ek was swak en ek het gevra vir Ile as my fellow literature evangelist om saam te bid. En hulle het saam gebid. En die Here het daai kind kom aanraak. Die dokter het gesê sal vir 3 weke moet bly in die hospitaal. Na 10 dae was sy ontslaan. En hy doen baie goed, hy's baie beter en hy sê so baie dinge om te getuig van, hy kan nie genoeg vir die Here sê dankie dat die Here kom aanraak het nie. Maar weer eens gee ek al die eer aan die Here en ek sê baie dankie, geliefdes, dat toe ek nodig had het, ek en my man en my familie, was daar vir ons. Mag die Here vir u seën en gaan aan met die goeie werk. Die Here seën u elk. Ons word vandag vergesel deur leraar Kim Rourou. En die boodskap, maak my huis vol, geen leesitplekke. Hoor ons die dringende oproep om almal uit te nooi na die feesmaal wat genade voorberei het. Goeienaand vriende, baie welkom by dag 6 van ons week van gebed. Kom ons buig ons hoofde saam. Hemelse Vader, ons sê vir u baie dankie vir die voorreg wat ons het om saam te kan wees in u naam. Dankie vir u woord in ons midde. Ons vra dat u asseblief nou met elke hart sal spreek. Ons vra dit in Jesus naam. Amen. Vul my huis, geen leë sitplekke. Die tema hemelse vreugde in sending. Ons skriftuurlesing kom uit Lukas 14 vanaf vers 15 tot 24. Lukas 14 vanaf vers 15 tot 24. En toe een van die wat saam aan tafel was dit hoor, sê hy vir hom, salig is hy wat brood eet in die koninkryk van God. Maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd
het hy sy dienskneg uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het hul almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. 'n Ander een het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander een het gesê, ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. En daardie dienskneg het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy dienskneg gesê, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en krepeles en blindes hierin. En die dienskneg het gesê, meneer, wat u beveel het, is gedoen en daar is nog plek. Toe sê die Heer vir die dienskneg, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. Want ek sê vir julle, dat nie een van daardie manne wat genooi is, my maaltyd sal smaak nie. Hoofgedagte, genade het die tafel gedek, gaan en noodsaak hulle om te kom. Vandag is die 6de dag van ons gebedsweek. Tot dusver het ons 'n herder deur die veld gevolg, gekyk hoe 'n vrou 'n lamp aansteek om haar huis te vee en was ons diep geraak deur die beeld van 'n vader wat oor 'n stowwerige pad hardloop. Ons is bevry van die vrees vir verwerping en die verlammende gevoel dat ons onbeduidend is. Maar vandag hoor ons iets wat die hele atmosfeer van ons oordenkings verander. Dit is 'n uitnodiging na 'n maaltyd. Nie 'n beleefde, huiwerige of sommer net uitnodiging nie. Dit is die oproep na 'n groot feesmaal, 'n banket waar alles gereed is, die tafels kreun onder die kos, die musiek speel reeds en die gasheer wag. Maar die mees verstommende, dringende en ontstellende deel van hierdie gelykenis is nie die gasheer se vrygewigheid nie. Dit is die leë stoele by die tafel. Lukas 14 vers 16 tot 18. Maar hy antwoord hom, 'n sekere man het 'n groot maaltyd gegee en baie mense uitgenooi. En op die uur van die maaltyd het hy sy dienskneg uitgestuur om vir die genooides te sê, kom, want alles is nou gereed. En hulle het al almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. Vandag kom ons by die hoogtepunt van hierdie gelykenis. Gaan uit na die paaie en die heininge en dring hulle om aan. Gaan uit na die paaie en die heininge en dring by hulle aan om in te kom, sodat my huis vol kan wees. Dit is die hartklop van die leesstofbediening. Nie bloot om boeke en pamflette te versprei nie, maar om mense met dringendheid, liefde en volharding uit te nooi na die feesmaal wat reeds deur genade voorberei is. Die tafel is gedek, genade sonder grense. Om die dringendheid van hierdie uitnodiging werklik te snap, moet ons eers die aard van die feesmaal verstaan. Die gasheer nooi nie mense na 'n maaltyd wat nog voorberei moet word nie. Hy kondig 'n fees aan wat reeds klaar staan. Dit is die kern van die evangelie uitnodiging. Genade kom altyd voor ons reaksie. Klaar en kosteloos. Wanneer die dienaar aankondig, kom, want alles is nou gereed, beskryf hy die ware kern van die evangelie uitnodiging. Redding is nie iets wat ons self help, bou of skep nie. Dit is reeds klaar voorberei. Die kruis is geplant, die opstanding het plaasgevind en die prys is ten volle betaal.
Jesaja 25 het juis hierdie oomblik voorspel in vers 6. En die Here van die leerskale sal op hierdie berg vir al die volke berei 'n maaltyd van vetspyse, 'n maaltyd van ou wyn, van vetspyse vol murg, van gesuiwerde ou wyn. Dit is vir al die volke. Hier op hierdie berg. Die feesmaal staan reeds gereed. Dit is nie ons taak om die maaltyd voor te berei nie, maar bloot om dit aan te kondig. Wanneer ons van deur tot deur gaan, wanneer ons boeke in mense se hande plaas, of wanneer ons Bybelstudies lei, dan bied ons nie 'n produk aan nie, ons kondig 'n feesmaal aan. En die een wat die tafel gedek het, is God self. 'n Oop uitnodiging. Die profeet Jesaja maak dit baie duidelik hoe groot die genade van hierdie uitnodiging is. Jesaja 55 vers 1 tot 3. O, hoor almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het nie, kom, koop en eet. Ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Waarom weeg julle geld af vir wat geen brood is nie, en julle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en eet die goeie, en laat julle siel hom in vettigheid verlustig. Neig julle oor en kom na my toe, luister, en julle siel sal lewe. Ek wil met julle 'n ewige verbond sluit, die bestendige genadebewyse van Dawid. Kom sonder geld. Kom sonder om te betaal. Kom na dit wat werklik goed is, sodat jou siel kan lewe. Dit is die uitnodiging wat in ons leesstof opgesluit lê. Elke boek wat versprei word, is 'n aankondiging dat die feesmaal gratis is. Dat dit 'n diep verlange bevredig wat niks anders kan vul nie, en dat alles nou gereed is. Die leesstofbediening is soos die dienaar wat deur die strate hardloop met Jesaja se uitnodiging in die hand. Geen leë stoele. Lukas 14 vers 23. Toe sê die Heer vir die diensknegt, gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom, sodat my huis vol kan word. God verlang na 'n vol huis. Nie 'n uitgesoekte, eksklusiewe byeenkoms nie, maar 'n huis wat tot oorlopends toe vol is, waar elke sitplek beset is en elke hoek weer galm van vreugde. Dit is presies wat die dringendheid van die uitnodiging dryf. 'n Leesstoel is nie bloot 'n abstrakte probleem nie. Dit verteenwoordig 'n persoon. 'n Persoon in 'n straat in jou stad, of iemand in 'n huis naby jou kerk. Iemand wat dalk nog nooit 'n uitnodiging ontvang het nie, of iemand wat een gekry het en nou met liefde, dringendheid en volharding ingeroep moet word. Die gevaar van nie nou nie. Die mees ontstellende deel van hierdie gelykenis is die reaksie van die gaste. Een vir een begin hulle verskoning maak. En wat dit werklik ontstellend maak, is nie dat hulle redes so verskriklik is nie. Dit is juis dat hulle so redelik klink. Eiendom, 'n loopbaan, die gesin. Dit is nie sondige prioriteite nie, maar dit het vir hulle die heel belangrikste geword. Lukas 14 vers 18 tot 20. En hulle het hul almal eenparig begin verontskuldig. Die eerste het vir hom gesê, ek het 'n stuk grond gekoop en ek moet noodsaaklik uitgaan om daarna te kyk. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander het gesê, ek het 5 paar osse gekoop en gaan hulle probeer. Ek vra u, verskoon my tog. En 'n ander het gesê,
ek het 'n vrou getrou en daarom kan ek nie kom nie. Redelike verskonings, dodelike gevolge. Nie een van hierdie gaste sê dat hulle nooit die fees wil bywoon nie. Wat hulle eintlik sê is nie nou nie. So word uitstel uiteindelik weiering. Dit is een van die mees deurdringende waarhede oor hoe mense op die evangelie reageer. Die skrywer van Hebreërs spreek dit dan ook dringend aan in 3 vers 15. Omdat daar gesê word, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. 2 Korintiërs 6 vers 2, want hy sê, in die tyd van die welbehae het ek jou verhoor, en in die dag van heil het ek jou gehelp. Kyk, nou is die tyd van die welbehae, kyk, nou is die dag van heil. Nou is die dag van heil, nie môre nie, nie wanneer die veld eers heeltemal besigtig is, of die beeste getoets is nie. Nou, die dringendheid van hierdie getuienis moet hierdie erns weerspieël. Ons lewer nie bloot 'n kennisgewing van 'n toekomstige gebeurtenis nie. Ons kondig aan dat die fees nou gereed is. Elke jaar van uitstel is nog 'n jaar waarin mense buite die fees sit, waarvoor hulle reeds genooi is. Uitstel is weiering. Die mense wat die uitnodiging van die hand gewys het, was nie die gasheer se vyande nie. Hulle was eintlik vriende wat vooraf genooi is, maar toe bloot verkies het om nie op te daag nie. Tog hanteer Jesus hierdie onverskilligheid en selfvoldaanheid net so ernstig soos openlike opstand. Jesaja 53 vers 6 weerspieël presies dieselfde patroon. Ons almal het gedwaal soos skape. Ons elkeen het sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtigheid van ons almal op hom laat neerkom. Dit gaan nie oor mense wat ooglopend sleg is nie. Hulle loop bloot hul eie pad. Daarom is dit so belangrik dat die leesstofbediening selfvoldane mense net so dringend bereik as diegene wat duidelik verlore is. Om 'n boek oor die betekenis van die lewe te gee vir 'n besige professionele persoon wat nooit tyd maak vir die ewigheid nie, is net so 'n noodsaaklike bediening as om 'n Bybelstudie aan iemand in 'n krisis aan te bied. Besig, maar verlore. En daardie dienskneg, ons lees hier in Lukas 14:21, en daardie dienskneg het gekom en die dinge aan sy heer vertel. Toe het die eienaar van die huis kwaad geword en vir sy dienskneg gesê, gaan gou uit in die strate en die gangetjies van die stad en bring die armes en verminktes en krepeles en blindes hierin. Dit laat my dink aan iets wat gebeur het toe ons daar op Helderberg was. Nie so ver van waar ons gebly het 'n familielid van ons gebly. Iemand, kan ek sê, ons het apart groot geword. En toe dink ek, hierdie is nou 'n wonderlike geleentheid dat ons mekaar beter kan leer ken en 'n band kan vorm. En ons het 'n uitnodiging gegee, hulle het gesê hulle sal kom. Wilna het met die bietjie geld wat ons gehad het, die beste kos voorberei, en net voor die afspraak sou gebeur, die tyd van die ete, toe kry ons die boodskap, jammer, hulle kan nie kom nie. En ons het baie teleurgesteld gevoel. En 'n paar maande daarna, toe probeer ons weer, ons het hulle genooi. Hierdie keer het ons nog meer voorbereidings getref, die beste gegee wat ons kon, en net voor dat hulle moes arriveer, toe kry ons weer die boodskap, jammer, hulle kan nie kom nie. Ek kan nie vir sê hoe teleurgesteld ons was, hoe hartseer ons gevoel het, en daar besluit ek, hierdie kos moet geëet word. En ek het gegaan daar in die lane en die strate van Helderberg,
En jy weet, studente kry maar altyd swaar, hulle het altyd behoefte. Ek sê kom, die kos is reg. Kom. En hulle het gekom. En dit was heerlik dat ons kon saam sit en die kos kon geniet. En so het ons hierdie op 'n kleiner mate beleef. Genade word nie minder wanneer mense dit van die hand wys nie. Dit word bloot herlei. As een groep nie op die evangelie uitnodiging reageer nie, maak God nie die deur toe nie. Hy maak dit juis weier oop vir ander. Die geskiedenis van die Adventiste leesstofbediening is deels die verhaal van hierdie uitbreiding, van plaashuise na groot stede, na die globale suide en uiteindelik tot in elke uithoek van die wêreld. Genade hou nooit op nie en daarom moet ons ook nie ophou nie. Die opdrag dring aan en gaan. Die hoogtepunt van hierdie gelykenis is die opdrag wat die meester gee terwyl die saal nog nie vol is nie. Dit is nie bloot 'n versoek of 'n voorstel nie. Dit is 'n opdrag wat die kerk se sending bepaal tot en met die wederkoms van Jesus. Lukas 14 vers 23. Toe sê die Heer vir die diensknegt: gaan uit op die paaie en na die lanings en dwing hulle om in te kom sodat my huis vol kan word. Liefde wat dring. Die Griekse woord vir noodsaak is anagkazo. Dit beteken om met groot erns en dringende oorredingskrag aan te dring. Dit gaan egter nie oor dwang nie. Dit is eerder die soort liefde wat besef dat die fees werklik is en dat elke persoon 'n sitplek daar verdien. Hierdie liefde weier eenvoudig om nie nou nie as die finale antwoord te aanvaar. Die apostel Paulus het presies hierdie selfde innerlike drang ervaar. Ons lees in 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 15. Want die liefde van Christus dring ons, omdat ons van oordeel is, dat as een vir almal gesterf het, hulle dan almal gesterf het. En hy het vir almal gesterwe, sodat die wat lewe, nie meer vir hulself moet lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Die liefde van Christus dring ons. Dit is presies dieselfde Griekse stamwoord. Wanneer ons die betekenis van die kruis werklik begryp en glo dat een vir almal gesterf het, kan ons nie meer onverskillig teenoor die evangelie uitnodiging staan nie. Daarom klop ons weer aan die deur. Ons doen opvolgwerk met Bybelstudies. Ons bel terug en ons keer weer terug. Ons dring aan, nie deur mense onder druk te plaas nie, maar met die sagte, volhardende dringendheid van 'n liefde wat besef dat tyd kosbaar is. Kruis elke grens. Die dienaar word in 2 fases uitgestuur. Eers na die armes binne die stad en daarna na diegene wat heeltemal buite staan, die reisigers, die onsigbares en die mense sonder enige sosiale band met die gasheer. Dit weerspieël die uitbreidende sending wat in Handelinge hoofstuk 1 beskryf word. Vers 8 sê, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Eers Jerusalem, dan Judea, dan Samaria, die plekke wat kultureel ongemaklik voel en uiteindelik tot by die uithoeke van die aarde. Elke grens wat oorgesteek word, elke gemaksone wat verlaat word en elke kultureel vreemde deur waarop geklop word, is deel van hierdie uitbreidende sending. Die leesstofbediening het nog altyd die vermoë gehad om grense oor te steek wat menslike verhoudings dikwels nie kan oorbrug nie. 'n Boek kan plekke bereik
waar 'n leraar nie altyd kom nie. En dit dra altyd dieselfde uitnodiging: kom, die feesmaal is gereed. Geloof in aksie. Die gelykenis eindig met 'n opdrag wat deur en deur prakties is. Gaan en dring by hulle aan om in te kom. Dit is nie 'n uitnodiging tot teologiese besinning nie, maar 'n oproep tot aksie. Jakobus herinner ons dan ook in Jakobus 2 vers 17, net so is ook die geloof as dit geen werke het nie, in sigself dood. Geloof sonder dade is dood. As ons werklik glo dat die feesmaal 'n werklikheid is, moet daardie geloof ons aanspoor om die uitnodiging aktief uit te dra. Terwyl ons hierdie week afsluit, word elkeen van ons geroep om 'n tasbare stap te neem. Skryf 'n naam neer. Net een naam. Iemand in jou lewe wat nog nie die uitnodiging ontvang het nie. Bel daardie persoon. Stuur 'n boodskap of plaas 'n boek in hulle hande. Nooi hulle na 'n samekoms, 'n Bybelstudie of 'n kerkdiens. Die feesmaal is gereed en die sitplekke is leeg. Die meester sê, gaan. Ten slotte, die banket is gereed. Die tafels lê gedek. Die musiek speel en die gasheer wag. Tog is daar nog leë sitplekke. Dit is nie 'n oordeel oor die krag van die evangelie nie, maar eerder 'n dringende opdrag aan die kerk. Ons lees in Matteus 9 vers 37 en 38. Toe sê hy vir sy disippels, die oes is wel groot, maar die arbeiders min. Bid dan die Here van die oes dat hy arbeiders in sy oes mag uitstuur. Die oes is groot, maar die arbeiders is min. Die opdrag is duidelik, bid eers en gaan dan. Gaan verder en gaan wyer as ooit tevore. Steek sosiale grense oor en beweeg tot op die uithoeke van die samelewing. Dring by mense aan om in te kom, met liefde, met volharding en met 'n dringendheid wat deur genade gedryf word. Geliefdes, dis as gevolg van hierdie vers wat opgeteken is in Lukas 10 vers 2. Die oes is wel groot, maar die arbeiders is min. Bid dan die Here van die oes, dat hy arbeiders in sy oes sal uitstuur. Dis die jaar 2001. Ek sit daar in die hoofauditorium van Sedawin kampvergadering. Dr. Derek Morris is die prediker. Hy preek uit Lukas 10 vers 2. Die titel van die preek was The Radical Prayer. En in daai preek toe maak hy 'n oproep en sê, wie is bereid om gegooi te word in die oes? En daar het die Here met my hart gepraat en ek gaan vorentoe en ek staan daar en ek dink, maar wat van my vrou? En ek kyk om en hier staan sy agter my. Ons het daar en dan die oorgawe gemaak. Die einde van daai jaar het ek my werk bedank by die staat, afgegaan Helderberg toe en voorberei om 'n evangeliebedienaar te word. Die enigste vraag wat nou in hierdie gelykenis oorbly, is die een wat ons vandag moet beantwoord. Sal ons gaan? Kom ons bid. Liewe Here, ons sê vir U baie dankie dat U so diep met ons harte gepraat het. Ons besef dat die tyd is min, die oes is groot, die arbeiders is min. Ja, die banket is gereed, die tafels kreun onder die kos, die musiek speel mooi, die gasheer wag, maar die sitplekke is leeg. Ag Here, dring ons om te gaan. Mag ons nie ophou totdat al die stoele vol is nie. Ons is baie lief vir U, Heer. Help ons asseblief. Dis ons gebed in Jesus naam. Amen. Dankie leraar Kim dat U ons herinner aan die dringendheid van die uitnodiging en dat God se verlange 'n vol huis is. Lees of Evangelis Darlene Rogers sal ons in gebed voortgaan. Ons vra dat U sal bid vir die moed om ander met volharding na die banket van verlossing te nooi. Ons dierbare Hemelse Vader, hoe groot en hoe goed is U nie vir ons nie.
En ons kom maar na U toe met harte wat oorloop van U, o Heer, U Heilige Gees, Vader. Ons bid vir mense daar buite. Vader, U ken mense in ons lewens en skryf hulle name op ons harte, Here. Ek bid dat U 'n spesifieke persoon op ons harte sal plaas, Here. Help ons om daai persoon raak te sien. Daai persoon